en ook die wat ingeskakel is. Het is my so groot voorreg om vanoggend hier te staan en die Here se naam groot te maak. Ek wil begin sommer dadelik deur vir ons te lees uit 1 Petrus 1 vers 3 tot 7. 1 Petrus 1 vers 3 tot 7. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Het iemand u al direk gevra, wat is jou geloofsbelijdenis? Ek het in die Kaap voor 'n koekierak gestaan en een van ons jeugkinders was laktose en gluten intolerant. So ek het daar gesoek deur al die koekies vir die kamp. En 'n dame het langs my kom staan en aan my getik en vir my gevra, waarin glo jy? Wat is jou geloofsbelijdenis? Ek moes uitvind, dis toe 'n messiaanse Joodse tannie. En dit wat sy dalk gedink het, gaan my 'n tydjie vat om te antwoord, het op daai oomblik net uit my gevloei. En ek glo, dit was die krag van die Here. En toe ek hierdie gedeelte in Petrus lees, het daai gedeelte en daai gebeurtenis net weer by my opgekom. En hierdie gedeelte wat ek sopas gelees het, is die gedeelte in die basis, ons hele geloofsbelijdenis in 'n paar sinne nie. Die waarheid van die evangelie in so min as 4 verse. Ek het die hele gedeelte van 1 Petrus 1, het ek 'n paar punte gelees, wat my so bietjie daai stop en besin oomblik gegee het, en iets tot nadenke by my gelaat het. Vers 8 sê Petrus, vir wie julle, al het julle hom, Christus, nie gesien nie, tog liefhet. Ek het so tydjie stil gestaan en besef dat die duiwel dit nie kan vat, dat ons as nietige mens met 'n vrye wil kies om Jesus lief te hê nie. Al het ons hom nie gesien nie. Dis sal hy als probeer om die godheid en die evangelie te belemmer en af te maak as nietig. Hy kom met sy leuns om ons aandag af te trek van die grootste transaksie nog ooit in die geskiedenis van die mense bestaan. Die oomblik toe Jesus Christus met sy kosbare bloed, soos vers 18 en 19 sê, ons as nietige mens losgekoop het. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Wat 'n voorreg. Soos ek gesê het, was daar 'n paar sulke stop oomblikke. En nog so oomblik was vir my in vers 21. Dis weer eens ons geloofsbelijdenis, deur ons geloof en hoop. En dan in vers 22, die finale bestanddeel, wat vir ons dit deurslaggewend maak, ons gehoorsaamheid. Vers 21, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het,
moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Vrydag aand het die Here ons bemoedig tot getrouheid. Getrouheid staan hand aan hand met gehoorsaamheid. As ons werk maak om in die gehoorsaamheid, of verstaan ons baie daar nie alles nie, ons harte te reinig, sal die Heilige Gees vrylik inspraak kan lewer sonder hindernis van ons ongehoorsaamheid. Ons sal mekaar lief hê uit 'n rein hart sonder geveinsdheid. Vers 14 sê, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Dit sê gehoorsame kinders. Ons is die kinders van die lewende God, sy erfgename. Die uitspraak kan ek bevestig deur Romeine 8 vers 17a. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Weereens is dit nie wonderlik nie. Ons moet streef om heilig te wees, soos hy heilig is. 'n rein hart te hê en ja, uit vrye wil. As ons ongehoorsaam is aan die Here se weë, hang ons begeerlikhede af aan dit wat tevore in ons onwetendheid bestaan het. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ewige lewe as erfgename van die drie-enige God. Die Here se woord is so wonderlik en verskaf aan ons hierdie raad. Opdragte, antwoorde, wat ons moet doen en nie moet doen nie. Ek het Spreuke 4 vers 20 tot 27 net kortliks gaan opsom. En ek wil dit graag met u deel. Spreuke 4 vers 20 tot 27. As ons luister na die Here se woord, ons neig na sy woorde, dit in ons harte bewaar, ons harte bewaak, valsheid en verkeerdheid van ons lippe verwyder, ons nie laat rondkyk en ons oë laat rondkyk nie, ons voete verhou van boosheid, dan is ons besig om in die lig van die môreglans, so Spreuke 4 vers 18 sê, te beweeg. Waar die lig is, kan die duisternis nie wees nie. Die beskrywing van duisternis is die afwesigheid van lig. Sodra die lig van Christus ons oorweldig, moet die duisternis wyk. Die Here vra slegs van ons geloof en gehoorsaamheid. Henry T. Blackaby het eendag iets baie kosbaar gesê, wat iemand vasgepen het. 'n Liefdesverhouding met God vereis dat jy jou liefde vir hom moet betoon deur gehoorsaam te wees. As jy 'n probleem het met gehoorsaamheid, het jy 'n probleem met liefde. Rick Warren het die woord gehoorsaamheid so uiteengesit. God is jou geen verklaring of rede verskuldig vir enigiets wat hy jou vra om te doen nie. Begrip kan wag, maar die gehoorsaamheid nie. Oombliklike gehoorsaamheid gaan jou meer van God leer as 'n leeftyd van Bybelstudie. Jy sal sommige bevele trouens nooit verstaan as jy hulle nie wil gehoorsaam nie. As jy gehoorsaam is, sluit dit die begrip oop. Dit het hard met my gepraat. Waaraan is ek gehoorsaam? Is ek gehoorsaam aan oorleweringe, doktrines, menslike opinies, die vyand se leuns en storieetjies? Of is ek gehoorsaam aan die woord van God, sy wil? Vers 23 sê,
Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Die waarheid in God se woord, die onverganklike saad, wat tot in ewigheid sal bly. Daaraan moet ons gehoorsaam wees. Vers 24 en 25 van 1 Petrus 1 bring als mooi bymekaar. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en die blom val af. Vers 24 word ons vlees vergelyk met gras en 'n blom. As ons vlees in ongehoorsaamheid lewe, verganklike saad uitdeel, gaan ons eers verdor en afval. Maar dan kom daai belofte in vers 25. Maar die Here se woord bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Ja, daai onverganklike saad, en dit is die woord wat aan ons verkondig word. Ek wil vir julle 'n kort verhaaltjie vertel van 'n seentjie met die naam Dani, en onder andere ook saad. Op 'n klein plaasie buite die dorp het 'n seentjie gewoon met die naam van Dani. Hy was lief vir sy pa, maar nog liewer vir die vryheid van speel en hardloop en droom, soos 'n kind maar is. Elke oggend het sy pa hom gevra om te help om die koring te gaan saai. Maar Dani het dikwels gesê, "Pa, ek sal later, ek wil nou eers speel." Eendag het sy pa vir hom 'n enkele saadjie gegee en gesê, "Plant hierdie saadjie, al lyk hy klein. As jy dit in gehoorsaamheid plant en versorg, sal dit groot vrug dra." Dani het die saadjie in sy sak gesit en heel van hom vergeet. Daai het weke geword, en toe op 'n reënerige middag onthou hy van die saadjie. Hy het haastig gaan soek in daai broeksakkie, dit gevind, in die grond gedruk. Hy het nie eens gedink aan bid, of om dit te beskerm of met nat te gooi nie. Hy was baie desperaat. Toe die oes kom, het die hele veld vol goue koring gestaan, behalwe die ou klein kolletjie waar Dani se saadjie geplant was. Daar was net 'n droë stofkolletjie in die grond. Met trane in sy oë het hy na sy pa gegaan. "My seun, net soos hierdie saadjie nie kon groei sonder gehoorsaamheid nie, so kan ons geloof nie groei as ons nie God se woord gehoorsaam nie. Die Bybel sê in Jakobus 1 vers 22, wees doeners van die woord, nie net hoorders nie." Soos ons in 1 Petrus gesien het, verwag die Here gehoorsaamheid, dat ons weer reinig wandel, maar bo alles, dat ons sy woord koester. Dit sal saad afwerp, wat sal sorg vir daai pragtige goue koringlande. Net soos klein Dani, sit ons op baie daar die skatte van die Here, wat hy vir ons gegee het in ons sak, en ons vergeet daarvan. Is ons nie dan maar net hoorders nie? Dink ons ooit aan wat ons geloof in Christus werklik behels? En wat presies is ons geloofsbelydenis? Kom ons haal daai onverganklike saad uit. Kom ons plant dit. Kom ons word doeners, dat ons in daai koringlande kan deel hê. Vers 5 wil ek herhaal, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Dink net, as ons soos klein Dani moet sien wat ons gehoorsaamheid kon afwerp. Met die tyd wat soos 'n pyl uit 'n boog verby ons vlieg, kom ons maak tyd om in dankbaarheid die Here te vereer
vir sy liefdesdaad aan ons bewys, wat ons erfgename gemaak het van sy koninkryk tot in ewigheid. Ek moet vers 3 en 4 herhaal, want dit was vir my so kosbaar. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Hy het reeds sy lewe gegee, en dan maak hy seker, ons erfenis, ons geskenk van die ewige lewe, is onbesmet, skoon, onverganklik, onverwelklik, ewigdurend. En hy bewaar dit vir ons in die hemel. Is dit nie iets om na uit te sien nie? Ek wil sluit met 'n aanhaling. As jy wil vorder op die pad om heilig te word, gaan vorentoe op jou knieë met die woord van God as jou atlas. Amen.